Goeiedag, ek groet u in die naam van Jesus Christus. Hierdie is Die Weg, les nommer 13, en dit gaan oor om alle dinge onder een hoof te verenig in Christus, tot verheerliking, tot lof van sy heerlikheid. Tot verheerliking van sy naam en tot lof van sy heerlikheid. Sy heerlikheid is groot, en sy heerlikheid is wat die verskil maak. Dis waar die hemel na die aarde toe kom, wanneer sy heerlikheid neerdal. Maar Christus is in ons, en sy heerlikheid is ook in ons. Daai skrif in Kolossense sê, Christus in ons is ons hoop op heerlikheid. Nou heerlikheid is 'n baie belangrike woord. Dis 'n sleutel, dis 'n verborgenheid, wat geopenbaar moet word aan die kerk van Jesus Christus, want dit is in sy heerlikheid, wat ons is, wat ons moet wees. En is in deur sy heerlikheid, wat dinge wat op die aarde moet gebeur, soos dit in die hemel is. En glo my, daar is groot heerlikheid in die hemel. Ek groet u, en ek lees vir u, Efesiërs hoofstuk 1, vers 2. Genade vir julle en vrede van God, onse Vader. Dis nie net my Vader nie, dis nie net Jesus se Vader nie. Jesus het gesê, my Vader en julle Vader. En so is hierdie groet van deur die Heilige Gees wat Paulus hierso mee, die Efesië gemeente in Efese groet, sê genade vir julle. Duidelik het vir julle die vorige lesse gesê, Efesiërs gaan eintlik oor die genade van die Here. Dit is interessant. Dit is baie interessant. Sonder genade is ons niks. As dit nie vir sy genade was, is ons nou nog ellendige sondaars gewees het. Genade vir julle en vrede van God, onse Vader. En die Here Jesus Christus. Dis hoe vers 2 Efesiërs 1 lees, is kosbaar. Nou, ek wil net dit noem, dat ek het baie klem gelê daarop, dat die laaste boek in die Bybel is nie net Openbaring nie. Die eerste versie, sy eerste sinnetjie van Openbaring 1 sê, die openbaring van Jesus Christus. Hier is die sleutel, my broers en susters. Die Heilige Gees het gekom, as die gestuurde van die Vader en van Jesus Christus, om daai voordeligheid wat Jesus na verwys het, toe hy sy disippels gesê het, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Want ek gaan na my Vader, en ons stuur vir julle die Heilige Gees, die ander trooster. Nou, sonder die Heilige Gees, kan ons nie. Is ons niks. Is jy nie kerk kan nie bestaan sonder die Heilige Gees nie. En moenie laat sekere kerkdenominasies vir jou vertel, dat die dispensasie van die Heilige Gees is verby. Dit is daai dae. Die gawes van die Heilige Gees is nie meer vir vandag nie. Die spreek in tale is nie meer vir vandag nie. Stop het! Stop jou leuen, Satan. Is dit so dat God gesê het dat hy stuur sy Gees met sy gawes, met die uitvoering van die bedieninge van Christus, met die uitvoering van die werking van God, onse Vader. Dit staan net so in 1 Korintiërs 12. Jy kan maar gaan kyk. Moenie dink dat enige van die dinge van die nuwe verbond verbygegaan het nie. Soek het. Dis die verborgenhede van God. Soek het. Om in tale te spreek is 'n verborgenheid van God. Soek het. Dis in Christus. Alles wat verborgen is verborgen in Christus. As jy Christus soek, jy soek hom ernstig, gaan alles vir jou geopenbaar word. Ek gaan vir julle nou uit Efesiërs 1 net 'n kort boodskapie bring, en ek hoop dit gaan julle seën. Ek gaan lees, en dan gaan ek wat ek lees vir julle sê, wat staan eintlik daar. Hy sê in vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Ons is klaar geseën, maar jy moet dit vra, soek, en jy sal vind, klop in die deur van die Here en vra, Here, maak die oë van my verstand oop, die oë van my hart,
dat ek kan verstaan wat is die verborgenhede van Christus, soos dit in Christus is. Dit is vir ons bedoel, maar ek wil in vorige lesse sê, as jy hoogmoedig is, jy is beterweterig, jy dink jy weet alles, en jy dink jy is so smart, dan gaan 'n hoogmoedige mens deur God weerstaan word, jy gaan dit nie kry nie. Ek gaan nie sy verborgenhede vir jou gee nie, maar kom ons lees nou. Ons is geseënd met alle geestelike seëninge, maar hoekom ervaar ons dit nie? Hoekom is al die seëninge, soos dit in Christus is, nie reeds ons deel nie? Gaan dink 'n bietjie eerder oor ons houding. Hoe is ons houding? Hoe kom ons na God toe? Hoe hanteer ons God? Is ons respekvol, eerbiedig? Is die vrees van die Here op ons? Respekteer ons God soos ons moet? Is ons regtig so nederig, dat God nie kan help as om dit in jou te openbaar, wat jy moet weet nie? Of, die teenoorgestel, God kan dit nie verdra, om sy verborgenhede vir jou te deel, want jy hanteer dit met geen onsag nie. Jy vrees nie die Here nie. Jy gaan dalk verkeerd werk. Dis soos 'n pa wat vir sy seun sê, daai Maserati wat hier voor die deur staan, seun, jy kan 'n draai met hom ry, as jy sal onthou dat ek jou pa is. En jy sal met daai kar ry, soos ek sê, jy moet met hom ry, soos ek self met hom sal ry. Jy sal nie daai kar breek nie. Jy sal nie met hom verkeerd werk nie. Dis net so. God gaan vir jou sy Maseratis gee. Is jy hom so eerbiedig, dat jy, soos hy sou dit doen, dat jy dit so sal doen. Dink 'n bietjie daaroor. Nou goed, nou sê die Here, ons is geseën met alle geestelike seëninge in Christus. Hoor mooi wat sê hy, dis in Christus. Maar anderwoorde, dis nie in jou sak nie. Dis nie op jou tafel nie. Dis nie oor jou lyf nie. Dis in Christus. Nou, hoe diep in Christus is ons? Hoe dieper jy in Christus is, hoe meer is hierdie alle geestelike seëninge joune. As dit nog nie joune is nie, kyk, nou waar is jy? Hoe is jy in die wynstok ingeënt? Trek jy die sap uit die wynstok uit? Of dink jy die sap in jouself? In die takkie? Nee, die takkie is niks, hy word afgeknip en in die vuur gegooi. Dis wat die snoeiwerk moet doen. Maar God wil hê ons moet meer vrug dra. Van wat? Van Christus in ons. Nou hoor nou mooi. Vers 4 sê, soos ons in hom uitverkies, soos hy ons in hom uitverkies het. Soos wie? Hy in hom. Wie is hy? Soos Vader. Ons in Christus uitverkies het. Alles is in Christus. Dis uit hom, dis deur hom, dis tot hom. Moet dit nooit vergeet nie. Dis tot sy verheerliking, nie ons verheerliking nie. Moet nie verkeerd werk met God se Maserati nie. Nou sê hy hierso, vers 4, hy het ons uitverkies, ons het hom nie gekies nie. Hy het ons uitverkies. Voor die grondlegging van die wêreld, voordat jy geskape was, voordat die skepping bestaan, het hy ons uitverkies. Met ander woorde, hy het ons gekies, toe ons nog niks kon doen nie. Op grond van sy beplanning het hy ons uitverkies. Verstaan ons dit ten volle? Ek dink nie so nie. Hoef ons? Ek dink ook nie so nie. Maar wat moet ons doen? Ons moet hom net glo. As jy God glo, nee, soos 'n kind God glo, en jy vra, soos 'n kind vra, uit nuuskierigheid om meer en meer te hê, van wat pa vir jou kan verduidelik, en wat pa vir jou kan doen en gee, hoe meer jy so afhanklik is van hom, hoe meer behaag dit God om dit vir jou te deel, en vir jou oop te maak. Hy sê soos ons in hom uitverkies is, hy het ons gekies, hy het ons verkies, voordat ons nog kon wees, voordat ons nog iets kon doen, maar hoor, hy kies jou nie op grond van wat jy doen soseer nie, en tog, verwag hy van jou om sekere dinge te doen, maar jy moet dit doen op grond van hoe jy in hom glo, nie jou eie werke nie, want ons werke is dooie werke. As ons God wil beïndruk deur werke te doen, sal dit nooit werk nie, want jy kan God nie beïndruk met jou eie werke en jou eie planne nie. Maar wat jy wel kan doen is, jy kan God verheerlik deur sy naam te eer, deur hom te eer, deur afhanklik van hom te wees, en soos 'n kindjie op sy skoot te kom sit,
en jou Vader te geniet, jou kop teen sy bors. Hy hou daarvan. Hy soek sulke vrymoedigheid. Hy soek dit. Maar nou verder. Hy sê, hy het ons uitverkies om ons heilig en sonder gebrek, hoor nou mooi, voor Christus, voor homself, voor die Vader, het hy ons uitverkies om so sonder gebrek, wag nou weer, ek net sê, om heilig en sonder gebrek te wees, voor hom. Dat is as sal staan en sê, wow, dis nie my werke nie. Hy het my uitverkies, en hy werk in my, en hy doen goede met my en in my en deur my. Hy kry al die eer. En nou werk hy in my om te wil en te werk na sy welbehaag. En nou as ek daarmee saamwerk, as ek saam met God werk, saam met die pottebakker, die klei nie styf en hard te hou nie, maar die klei plooibaar en sag te hou, deur 'n sagte gesindheid, deur 'n afhanklike gesindheid, dan kan die pottebakker jou vorm vinniger. En die pottebakker hoef nie weer die klei op die wiel te gooi nie, omdat jy so hardkoppig is en vol toppe en klippe is nie. Maar jy's 'n sagte klei, jy's plooibaar, jy's in God se hande. Jy sê, Here, maak my. Jy weet die verlore seun het gesê, Here, gee my erfenis. En toe beland hy by die varke, en toe weet hy, o, jette, ek moet teruggaan na my vader toe hy daar kom. Toe sê hy, sy eerste woorde vir God was, maak my. Nie, gee my nie, maak my. The Lord causes us to become what he planned and ordained for us. He causes it. Maar hy veroorsaak dit, hy laat dit gebeur. En ons is geseënd in Christus, met alle geestelike seëninge. Maar alles is nog nie daar nie. Hoekom nie? Omdat ons nog hardkoppig, eiewillig, eiesinnig ons eie ding doen. 'n bietjie hoogmoedige gesindheid het baie keer. Vers, sonder gebrek voor hom in liefde te wees. In liefde, dit kan nie anders nie. Liefde is die hoogste roeping, is om lief te hê. God lief te hê, en jou naaste soos jouself. So jy moet jouself ook lief hê, en jou naaste, eweveel. It's amazing. It's amazing. En jou naaste is dalk 'n buurman van 'n ander kultuur en volk en taal en nasie wat daar reg langs jou bly. Baie keer is dit onmoontlik om dit te doen, hè? En dit is eintlik onmoontlik. God het dit so gemaak. Hy het die verskille gemaak, sodat ons nie sonder Christus iets sal regkry nie. Maar as jy in Christus is, en jy weet dat Christus het gesterf vir alle volke, tale, nasies, etniese groepe, kulture, het vir hulle almal gesterf. En wanneer almal in Christus is, gaan ons mekaar weer eener sien, net soos voor die toring van Babel. Jy sien, want die toring van Babel het gekom, omdat hulle ongehoorsaam was in die opdrag om die aarde te vul. Nee, hulle het sê, ons bou liewerste 'n toring tot in die hemel. Maar God sê, vul die aarde met die hemel. So, kom ons kry eers die hemel in ons, en dan versprei ons die hemel. En as almal tot bekering kom, en almal dien die Here, en almal is geseënd met elke geestelike seëning, soos dit in Christus is. Dit kom eintlik van die Vader, want geseënd is God die Vader. Halleluja. En uit Christus die seën gemaak vir ons. Seën, the child, the boy, maar ook die blessing. Die blessing. Prys die Here. Verskoning. En hy sê hierso, in vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het. Maar andere, ons lewe is eintlik uitbeplan. Daar's 'n plan. En dis wat Jeremia ook van praat. Hy sê dat hy het 'n plan vir ons. Hy het 'n droom vir ons. Planne van heil en 'n hoopvolle toekoms. Ons is in hopeloosheid en ons voel so verskriklik verstrengel en allerlei gemors en ons voel verskoon tog
Ons voel ons is nie so geseënd nie, soos ander mense nie, en ons murmureer en ons kla. Maar weet jy wat, jy is geseënd. En hoekom weet jy dit nie? Gaan kyk na jou houding. Is jy dalk, murmureer jy dalk? Is jy dalk onvergenoegd? Jy weet, so daar's baie skrifte in die Bybel wat vir ons kan vermaan, om 'n bietjie te kyk na hoekom manifesteer al hierdie seëninge wat klaar oor ons uitgespreek is. Hoekom manifesteer dit nog nie? Baie te doen met, hoe is hierdie takkie, hierdie loot van die wynstok, is hy regtig goed ingeënt, en draai die vrug van die wynstok, of draai sy eie vrug? Dink bietjie daaroor. En hy sê in daai vers 9 verder, hy sê, om ons as sy kinders vir homself, hoor mooi, as kinders vir homself, nie vir ons self nie, vir homself, om ons as kinders vir homself aan te neem. Jy geweet dat 'n aangenome kind in die Bybelse tyd, in die konteks van wat hier geskryf is, dat 'n aangenome kind het meer wette in sy guns as enige eie kind. Jy het dit geweet. So as jy aangenome kind is van God, dan het jy meer voorregte as selfs die Jode. Hoekom is die Jode dan nog meer geseënd as ons? Ons is eintlik veronderstel om nog meer geseënd te wees, want ons is aangenome kinders. Ons is takke van 'n wille-olyfboom wat afgeknip was en ingeënt is in die mak-olyfboom. Gaan lees 'n bietjie Romeine 11. Gaan lees dit net. Ons is willelote in 'n mak-olyfboom ingeënt. So ons kom met ons wille-olyfboom eienskappe plus met die mak-olyfboom se eienskappe. So ons is waaragtig geseënd met alle geestelike seëninge. Soos dit in Christus is. En is in Christus, sien jy hierso, in die wynstok, is in Christus. Sonder Christus is hopeloos. Ons moet in Christus al meer kom. En jy gaan nie werke gebruik om in Christus te kom nie, maar hoor hierdie woord, geloof. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Jy moet glo wat hy sê. Jy moet glo wat hy sê, wie jy is, wie hy in jou is, en wie jy in hom is. Jy moet glo. Ek wil vanaf vir my haas. Ekskuus, 'n bietjie para in die keel. Hy sê in vers 9, hy dit voorbeskik en is na die welbehae van sy wil. Weet jy wat God se wil vir jou? Baie mense sê, ek weet nie wat God se wil vir my, ek sukkel net op hierdie aarde, wil nie op hierdie aarde wees nie. Dis nag hier op hierdie aarde. Ja, dis nie 'n grappie nie. Maar jy kan in 'n nagsituasie wees, en as jy in die wynstok is, dan floreer jy. So, dit gaan nou al moeiliker raak op hierdie aarde. Maar weet jy wat, hoe meer jy in Christus is, hoe meer geseënd is jy met elke geestelike seëning. Want dis in hom. Die seëninge is in hom. Halleluja! Nou, kom ons kyk nou wat sê die volgende vers. Ek het gesê vers 9, ekskuus. Hier staan 'n G hier in die Bybel vooraf, dit is 'n voetnota, verwysing. Ekskuus, dit was vers 5. En dan vers 6 sê, tot lof van sy heerlikheid, van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Weet jy wat? Paulus skryf vir die heiliges wat glo in Christus, die Christene, of dan die wedergeborenes, dan sê hy geliefdes. Maar weet jy hoekom? Dis so 'n fantastiese woord, geliefdes. Ek is ook geneig om dit sê vir die disippels van Jesus. Hallo julle geliefdes. Maar weet jy wat? Kyk, jy moet mooi kyk wat staan hier so in hierdie vers 6 se laaste woord. Hy sê, tot lof van die heerlikheid van sy genade. Dis net deur sy genade, waarmee hy, Vader God, ons begenadig het in die hoofletter G, geliefde. Dis Christus. Dis 'n verborgenheid, is dit nie? Ek dink dis 'n fantastiese verborgenheid. Hoe kry ons al hierdie
verborgenhede in Christus. Hoeveel maak jy van Christus? Hoe belangrik is Christus vir jou? Die groot ding is, as jy hom alles maak, dan maak hy jou alles wat hy voor beskik het. Voor die grondlegging van die wêreld, voor jy nog iets kon doen om iets te verdien. Jy kan niks verdien nie, ons verdien niks nie, want dis uit genade. So hoe meer jy in Christus is, hoe meer vloei die vrug, volgens sy genade, nie volgens ons werke nie. Maar jy moet glo, dis hoe jy in die wynstok kom, jy moet glo. Jy moet glo, jy is geseën met elke geestelike seëning in Christus. Ek hoop jy vat dit, dan is ek is demonstratief, ek is 'n onderwyser man. Sonder onderwysers sou niemand van julle dokters of ingenieurs geword het nie, in elk geval. Ag, is net 'n grapie, ek weet julle ouens is baie slim in elk geval. Nou kom ons kyk nou gou na vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Ek onthou julle in die vorige les vir julle gesê, ons is heilig, omdat ons gekoop is, en gewas is deur sy bloed. Nou sê hy hierso, in hom, in Christus, het ons die verlossing. Word jy nog geplaag deur goede, of is jy verlos? Waar is jy verlos? In Christus, in hom, het ons die verlossing. Hoe? Deur sy bloed. Die duiwel kan niks maak teen die bloed van Jesus Christus nie, want die bloed is teen die duiwel, teen die duisternis. Die bloed het ons gekoop. Die lewe van die siel van God is in die bloed. In die bloed van Christus, wat die bloed is van sy vader, nie Josef nie, God die Vader. Josef het geen aandeel aan sy menslike liggaam gehad nie. Geen. En die bloed van 'n kind kom van sy pa af. Deur die verlossing, wat gekom het deur sy bloed. En dan sê daar in Openbaring, ons oorwin deur die bloed van die lam. Hoeveel maak u van die bloed van Jesus? Die ding wat die duiwel die verskriklikste vrees voor het, is die bloed van Jesus. Want hy het mos sy bloed gesoek. Deur mense te deur mense aan te hits, om hom te kruisig, om sy bloed te stort, om hom flenters te slaan. Vir ons, prys God, dis vir ons. Sodat ons geseën kan wees met elke geestelike seëning in die hemele, soos dit in Christus is. Halleluja. Ons het die verlossing. Ons het die vergifnis, want sonder bloedvergieting geen vergifnis nie. So die bloed van Jesus help jou om ander mense te vergewe, want dan besef jy, maar ek is net so sondaar soos die ander. Ek is dalk 'n groter sondaar as die ander. En as ek een ander ou se sonde teen hom hou, dan hou God al my sonde teen my. Dis 'n vreeslike dom ding om te doen, om nie te vergewe nie. Jy kan nie 'n dommer ding doen nie. En nou die vergifnis is van die misdade wat ons gepleeg het. Baie van ons misdade het ons nie eers mooi erken dat ons 'n misdaad gepleeg het nie, maar ons het, want ons word gemeet volgens God se standaard, nie ons standaard nie. En dan sê hier, vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Weet jy hoe ryk is God? Weet jy wat is die rykdom van sy genade? Dat is niks wat jy verkeerd gedoen het, waarvoor God nie genade het om jou te vergewe nie. God het genade, maak nie saak wat jy gedoen het nie, want sy rykdom van sy genade is oorvloedig. Jy kan dit nie opgebruik nie. Broers en susters, ons lewe is bietjie aanpas. Ons bietjie kyk, hoe hanteer ons God se genade? Hoe hanteer ons God? Ons moet kyk daarna.
wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. Daar's niks meer wys, niemand is meer wys as God self nie. Die volheid van God se wysheid is in Christus, daar binne in hom, in Christus. En as jy in hom is, dan het jy die sin van Christus. En dan het jy wysheid. Kom ons kom by waar ons moet wees. Kom ons kom by die weg. Christus se weg. Nie ons weg nie. Nie die weg van die kerkvaders wat gesê het, so moet kerk lyk nie. Come on. Kyk na Christus, dis hoe die kerk moet lyk. Gaan kyk nauwgezet na, hoe is Christus en wat het hy gedoen in 3,5 jaar op hierdie aardbol. En as jy dit kan naspeur, want dit is geskrywe in hierdie Bybel, in verskillende boeke en briewe, as jy dit kan naspeur en jy doen presies wat hy gedoen het, dan is jy in die perfekte wil van God. Tyd. Ek sluit af, ek het net vir my adjudant hier langs my gevra of my tyd op is. Ons predikers kan so maklik oor die tyd as ons so meegevoer met die Heilige Gees en met sy woord. Prys sy lieflike naam. Loof die Here. Ek groet julle tot volgende keer. Totsiens.